Hartlike goeienaand, liewe vriende, by ons aandiens van Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanaand vir ons by hierdie baie besondere geleentheid ryklik seën en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Dankie dat U vanaand by ons inskakel. Kom ons word stil voor die Here. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied voordat ons saam lees uit die woord van die Here. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier u grote naam, as Jesus kom vir elke kind op aarde in al sy glorie en sy heerlikheid, dan buig ek neer voor hom, my Redder, Here, die een wat leef in alle heerlikheid, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, van deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier u grote naam, hoe heerlik hier u grote naam. Broeder en suster, ons gaan uitlig vanmôre Handelinge 2 vers 1 en vers 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar.
En dan sê vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Broeder en suster, Paulus skryf in Romeine hoofstuk 8 vers 9, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Die Heilige Gees, broeder en suster, is deel van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is, sonder die Heilige Gees in sy of haar lewe nie. Paulus sê as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En ek en jy wat die Heilige Gees leer ken het, wat in ons harte werk, wat ons lewens kom vernuwe, het nie 'n keuse as om vir Jesus Christus te lewe elke dag van ons aardse bestaan nie. Daar waar die Heilige Gees werk, ontmoet ons vir Jesus. Daar waar die Heilige Gees werk, is daar vernuwing in my lewe. Daar waar die Gees van God werk, daar is vrug dra. En daar is 'n lewe van toewyding aan God. En wanneer ons vandag Pinkstersondag saam vier, moet ek my eie lewe in oënskou gaan neem en my lewe gaan meet aan die werk van die Heilige Gees. Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonika, blus die Gees nie uit nie. Ek en jy kan deur ons verkeerde keuses en deur 'n verkeerde lewenswandel die werk van die Gees uitblus in ons lewe. Wanneer ons doelbewus teen hom kies, doelbewus vir die sonde kies en vir 'n goddelose lewenswandel. As ek en jy bely dat Jesus Christus die Here is, dan moet die Heilige Gees ons harte vernuwe en verander en daar moet vrug dra in ons lewe wees. Ons sien in ons teks van vanmôre, hier in Handelinge hoofstuk 2, dat die oomblik toe die Heilige Gees in hierdie mense se lewens werk en die apostels se lewens begin werk het, was hulle vervul met die Heilige Gees, maar daar was onmiddellik reaksie. Hulle het in ander tale begin praat, in tale van die wêreld, mense se tale wat daar in Jerusalem byeen was. Want ons moet onthou dat Jerusalem destyds 'n wêreldstad was, 'n baie bekende kosmopolitaanse stad, met ander woorde, verskillende volke, tale en nasies het daar byeengekom om handel te drywe. En die oomblik toe die Heilige Gees werksaam begin word in die apostels se lewens, het hulle in verskillende tale die woord van God gaan verkondig aan mense van die wêreld. Dit was 'n talewonder. Die Heilige Gees het hulle daartoe in staat gestel. Mense het die evangelie van redding elkeen in hulle eie taal gehoor. En dit het 'n opskudding veroorsaak. Ja, mense het saamgestroom om te kom luister na dit wat deur die apostels vir ons geleer is. Nou broeder en suster, as ek en jy in Jesus Christus glo, dan moet ons ook in die Heilige Gees glo. Nou die belydenis van Nicea verklaar baie duidelik dat ons glo in die Heilige Gees, in die Here wat ook 'n lewendmaker is, wat van die Vader en die Seun uitgaan, met ander woorde deel van die drie-eenheid is, en hy wat saam met die Vader en die Seun aanbid moet word en verheerlik moet word. Die Heilige Gees moet deel van jou lewe wees as jy in Jesus Christus glo. Nou die wete dat die Gees van God in ons woon en in ons werk,
moet ons hele bestaan raak. Jy kan nie sê dat jy kind van die Here is, maar gaan lewe soos wat jy wil nie. Jou lewe moet in lyn gebring word met die opdragte van God se woord. En die Heilige Gees help jou om dit te doen. Die Heilige Gees verander ons ook oor hoe ons oor onsself dink. Hoe ons oor ander mense dink. En hoe ons oor die hele skepping dink. Ons en alles en almal om ons is nie maar net wesens wat per ongeluk vanuit stof gemaak is nie. Nee, dit is baie meer as dit. In Psalm 8 vers 6 skryf Dawid dat ons mense net 'n klein bietjie minder as hemelse wesens gemaak is. Nou die Heilige Gees se inwoning in ons harte bepaal dus in die eerste plek ons identiteit en in die tweede plek ons roeping en in die derde plek hoe ons groei. En ons gaan na hierdie 3 punte vanmôre kyk, broeder en suster, sodat ons kan weet hoe om te lewe en my eie lewe kan gaan meet aan God se woord en in die werk van die Heilige Gees in my lewe. In die eerste plek, die Heilige Gees se inwoning bepaal ons identiteit. Nou wie is jy? Jy's nie maar net 'n mens wat in Jesus Christus glo nie. Jy's ook kind van die lewende God. Ons is almal gebore as stoffelike aardse wesens. Maar toe het God volgens Genesis 2 vers 7 sy lewensasem in jou ingeblaas. Op die manier kon gewone sterflike mense word soos wat Jesus ook was, naamlik kind van God. In Romeine 8 vers 15 tot 16 kom Paulus en herinner ons, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in die vrees lewe nie. Julle die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak. En hierdie gedagte, broeder en suster, is 'n ontzagwekkende, wonderlike gedagte, wat ek en jy ons eie moet maak. Jy is kind van God. En as kinders van God, is ons ook God se verteenwoordigers hier op aarde. Ons is die draers van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Ons is die punt waar hemel en aarde bymekaar kom. Ons is die plek waar mense God kan ontmoet. En waar mense vir Jesus kan leer ken. Deur jou woorde, deur jou getuienis. En hulle kan sien wie hy is en wat hy doen, deur jou lewe. Natuurlik kom daar tye wanneer ek God nie na sy ware aard verteenwoordig nie. Dit is tye wanneer ek ongehoorsaam aan hom is. My eie wil navolg, nie volgens sy woord lewe nie. Tye wanneer ek verkeerde dinge sê en doen. Paulus self het gesê, die goeie wat ek wil doen, dit gaan doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit gaan doen ek juis. Romeine 7 vers 19. In sulke tye kan ek dan aan hierdie waarheid vashou. Ek is nie hierdie slegte dinge wat ek doen nie. Ek is nie wat mense van my sê of wat mense van my dink nie. Ek is kind van die lewende God deur die Heilige Gees wat in my woon. En dan ons tweede belangrike punt vandag. Die Heilige Gees se inwoning bepaal ons roeping. En wat is my en jou roeping hier op aarde? Dit is om te werk vir Jesus. En om die werk van Jesus voort te sit in hierdie wêreld. Die Heilige Gees wat in my uitgestort is nie daar in 'n passiewe hoedanigheid in my lewe nie. Hy bly nie net daar ergens in 'n hoekie en nou sit hy net daar nie. Nee.
Die Heilige Gees is besig om aktief in my lewe te werk, as ek ware kind van God is. Dit is 'n aktiewe krag, wat my bemagtig, om te lewe en te doen, wat God van my verlang. In Handelinge 1 vers 8 beloof Jesus, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Dit is krag wat gegee is om die werk wat Jesus op aarde gedoen het, voor te kom sit. Ek en jy, broeder en suster, is dus geroep as medewerkers van God, volgens 1 Korintiërs 3 vers 9. Om toe te laat dat die Gees sy werk deur my kan voortsit. Maar wanneer ek ongehoorsaam aan hom is, en doelbewus sy werk teëstaan, is ek nie besig om die wil van die Here te doen nie, en is dit ook vir my tot nadeel. Wat Jesus met die hulp van die Heilige Gees gedoen het, dit wil hy ook in my lewe kom doen. Hy wil hê dat ek en jy sal bid vir siekes, vir die herstel van lewens, vir die opbou van sy kerk, vir die uitdra van die evangelie, die uitleef van God se aanvaarding van vergifnis. Dit doen ek onder die leiding van die Heilige Gees. My werk is dus soos die van 'n windlaaier, wat die krag van die Gees in my omskakel in elektrisiteit vir die wêreld. 'n Krag tot redding en vreugde, 'n krag tot gelykheid en geregtigheid. En hierdie krag tot lewe is niks anders as die gawes van die Heilige Gees nie. En Paulus skryf vir ons daarvan in Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is liefde, en vreugde, en vrede, en geduld, en vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing. Dit is kragte wat die wêreld kan verander, kragte wat God naby bring aan die mense wat na hom soek. En hy gebruik vir jou om dit te kan doen. Broeder en suster, maar die Heilige Gees se inwoning in ons harte en lewens bepaal ook hoe ons groei. Ons moet nader aan Jesus lewe, elke dag. Alles wat ek dink, alles wat ek sê, hoe ek my dag beplan, hoe my weekse beplanning lyk, moet rondom Jesus beplan word. Die inwoning en die werking van die Heilige Gees van God is ook die sleutel tot ons geloofsgroei. Jy kan nie verwag om geestelik te groei as jy nie tyd maak om by die voete van jou Heiland te gaan sit nie. Die Heilige Gees lei en troos ons nie net nie. Dit gee ons nie net raad en wysheid nie, maar dit verander ons totale lewe elke dag. Hy maak ons heilig, sodat ons, soos Romeine 8 vers 9 sê, nie meer deur die sondige natuur beheers word nie, maar deur die Heilige Gees beheers word in my lewe. In 2 Korintiërs 3 vers 18 herinner Paulus ons dat ons al meer verander word om na die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons af uitstraal, moet steeds toeneem. En dit doen die Here deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees laat jou fokus op Jesus. Hy wil hê jy moet vir Jesus lewe. Die Heilige Gees wil hê jy moet vir Jesus in die oog hou. Jy moet Jesus se voetspore navolg. Hy wil hê dat jy jou fokus van jouself moet afval en van die wêreld moet afval en dit op Jesus sal plaas. En hierdie groei is 'n stelselmatige proses wat hy in jou lewe bewerk. Dis eintlik 'n lewenslange groeiproses waar ek en jy meer en meer word soos wat God my geskaap het, naamlik om vir Jesus te lewe. In 'n wêreld wat fokus op uiterlike skoonheid, kom die Gees en maak ons mooi van binnekant af. Maar as jy nie sy hand vat en saam met hom gaan loop nie,
gaan dit nie gebeur nie. Hy gee vir ons 'n sagte hart, vol van warmte, vol van liefde, vol van deernis. Hy vernuwe ons gedagtes om skoon en rein te wees en omvorm ons begeertes om met God se begeertes ooreen te stem. Geliefdes, tydens Pinkster vier ons die werk en die inwoning van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir ons vandag in hierdie wêreld? In die eerste plek kan ons staat maak op sy krag as ons 'n pad saam met hom loop. Ons ervaar dikwels oomblikke van swakheid in ons lewe, tye wanneer versoekings my oorweldig, of wanneer ons nie meer kan of wil aangaan met hierdie lewe nie, of wanneer my lelike, sondige natuur self die oorhand wil begin kry. Dit is dan dat ons op die krag van die Gees kan staat maak, dat ons kan weet, hy is met ons. Hy's gereed om ons te help. Soms voel dit natuurlik asof God nie dadelik help nie. En dit is in sulke tye dat ons uitgedaag word om te kan volhard in die geloof, sê Matteus 10 vers 22. Ons word uitgedaag om te bly glo dat God sal help. Al neem dit net 'n bietjie langer. En soms moet ons wag, omdat God iets anders vir my lewe beplan, of selfs iets beters vir my lewe beplan, sê Hebreërs 11 vers 39. Dan broeder en suster, moet ek en jy ook weet, ons bou aan ons gemeenskap. Alhoewel die Heilige Gees individueel aan elkeen van sy kinders, aan elkeen van ons gegee is die Gees ook in die gemeente as geheel werksaam. Daarom word ons opgeroep om gereeld kerk toe te kom. Om gereeld hier te wees. Ons word ook uitgenooi om mekaar te ondersteun en te bemoedig. En hoe kan jy dit doen as jy nie hier is nie? Ons word as gemeenskap van gelowiges nou verbonde aan mekaar om saam te leef vir Jesus. Ons word geroep om saam te soek na die wil en die wysheid van God en om saam te werk om 'n verskil in God se koninkryk te maak. Maar dan, broeder en suster, moet ons ook gaan leef as getuies. Ons is geroep om te getuig van wat God in ons en vir ons gedoen het. Niks meer nie en niks minder nie. Dit is so eenvoudig. In 'n wêreld wat smag na liefde en aanvaarding, laat ons die liefde van Jesus deel en die vergifnis wat ons van God ontvang het, ook aan ander gaan bewys. En laat ons dit nie net met woorde doen nie, maar ook met ons dade gaan doen. Geliefdes, deur die Heilige Gees, laat ons die inwoning en werking van die Heilige Gees nie as vanselfsprekend sommer net aanvaar nie. Maar kom ons word bewus hier op Pinksterdag van alles wat hy vir ons kom doen het en steeds doen in ons lewe en in die kerk. Kom ons leef bewustelik met die wete dat die Heilige Gees in ons woon. Daarom stry ek teen die sonde. Daarom wil ek gehoorsaam wees. Daarom wil ek in liefde en krag en genade gaan leef. En laat ons so met mense omgaan, dat hulle dit in ons lewens kan sien, kan beleef en kan ervaar, en dat God se naam daardeur verheerlik sal word. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre vanuit u woord hierdie kosbare waarhede kon ontvang, geleer kon word,
maar Here ook die regte rigting aangewys kon word. Vandag wil ons vir U baie dankie sê vir die uitstorting van U Heilige Gees en vir wat hy kom doen het in ons lewe en steeds elke dag in ons lewe doen. Here, vandag kom staan ons voor U, net soos wat ons is. En ons kom bely al ons sonde. Vergewe ons. Maar bring ook in ons harte en in ons lewens, Here, 'n gees van opgewondenheid oor ons geloof. Laat die Heilige Gees 'n vuur aansteek in ons midde, om Jesus met oorgawe te aanbid en te dien, om 'n verskil te maak in U kerk en koninkryk, en om in hierdie wêreld in te gaan, om Jesus met almal te gaan deel. Ons prys U groote naam vir dit wat U kom doen het op Pinksterdag. Laat U Gees werksaam wees in ons lewens. Ons in die geloof laat groei en ons nader na Jesus toe trek. Baie dankie Here dat ons kinders van U kan wees en dat die Heilige Gees ons gedurig daaraan herinner. Al leef ons in 'n baie deurmekaar wêreld met soveel pyn en hartseer, soveel moeilike omstandighede, het ons vrede in ons God, wat deur die Heilige Gees in ons werk en wat redding vir ons bewerk het deur Jesus sy Seun. Op hierdie dag wil ons bid dat U ons sal saambind as kerk van Christus in die band van liefde en vul ons harte met U vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.